Ekskuus, ons voorlesing. 2 Korintiërs, hoofstuk 2, vers 1 tot 4. Ons luister saam na die woord van die Here. Dit het ek my dus voorgeneem, om nie weer met droefheid na julle te kom nie. Immers, as ek julle bedroef gemaak, wie anders kan my bly maak as die een wat ek bedroef gemaak het? En dit is presies wat ek geskryf het, sodat ek nie, wanneer ek kom, bedroef word deur hulle wat my moes bly maak nie. Ek vertrou op julle almal, dat my vreugde julle almal sin sal wees. Want met groot kwelling en angs in my hart, het ek deur baie trane heen aan julle geskryf. Nie om julle te bedroef nie, maar dat julle kan weet van die liefde wat ek in so 'n groot mate teenoor julle koester. Ons lees tot sover. Met ons vanoggend begin ons dan 'n nuwe reeks in 2 Korintiërs. So jy kan oopmaak in 2 Korintiërs hoofstuk 1, vers 1 en 2. En die tema wat ek gekies het vir vanoggend se boodskap, ek sal dit verduidelik aan die einde van die preek eintlik. God se hart op papier. God's heart on paper. Kom ons gaan saam na die Here toe voor ons sy woord hoor. Ons Vader wat in die hemel is, wanneer ons nou 'n nuwe bladsy omslaan as het ware, 'n nuwe reeks begin, bid ek dat hierdie Korintië reeks vir ons baie geseënd sal wees, Here. So deur verskeie mense in ons gemeente se trane, dink aan Philip en Tannie Jackie wat vanoggend terug is hospitaal toe, en dink aan Theo en Tannie Elise, dink aan Malan en Kamei, dink aan Rashon en Renate met berge in die hospitaal, en sommer net ander wat nie in die hospitaal is nie, maar wat beproewings deurgaan. Dink aan 'n klomp van ons mense wat weg is vir die lang naweek. Dink aan Japie en Tannie Maritjie met Tannie Maritjie se vreeslike pyne en Japie se konstante pyn. En dan is ek altyd bang ek vergeet iemand in gebed, Here. Ek's baie dankbaar. U vergeet niemand nie. Nie een van u kinders nie. U name, alle name is in die handpalms gegraveer, op die hart geskryf. En u sal hulle altyd onthou. Selfs 'n ma wat geboorte gee aan 'n baba kan daai kind vergeet. Daar is ma's wat die kinders weggooi, maar ons sal nie deur u vergeet word nie. Dankie vir die belofte wat vas staan. En ek bid, Here, dat ons dit ook besef en verstaan deur 'n brief soos 2 Korintiërs. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Verlede jaar toe skryf ek 'n brief vir 'n vriend, goeie vriend. Want ek het met hom gepraat en ek het gesien, hy's rou, hy's seer, ek gaan nie nou deurdrink tot hom nie. En toe sit ek pen op papier en ek skryf vir hom 'n brief. Dink ek het 9:00 die aand begin en ek het 12:00 klaar gemaak. En ek het my hart uitgeskryf vir hom. En hom regtig probeer bemoedig. Ek het baie Bybelverse ingesit. En ek gee toe vir hom die brief in 'n koevert. En hy is toe huis toe, al het by ons oorgebly. En toe stuur hy vir my 'n boodskap. Hy sê toe hy die brief begin lees, toe dink hy, ja ek weet dit, met die Bybelversies wat ek vir hom aanhaal. Maar soos hy gaan, toe sê hy, toe begin dit hom raak, en dit begin hom dieper en dieper en dieper raak. En hy sê hy toe weer deurgegaan met 'n rooi pen, en toe onderstreep hy hierdie, en hy omkring hierdie, en toe sê hy vir my, baie dankie, dit het my so gehelp, het my so bemoedig. En dit was nie 'n fantastiese brief nie, dit was net 'n brief, maar my hele hart was daarin.
En hy kon dit optel. Ek weet nie of jy al ooit 'n brief geskryf het of gelees het wat iemand vir jou geskryf het. Jy kan amper die emosie op die papier voel. Dis 2 Korintiërs. Dis 2 Korintiërs. Paulus voel so diep wanneer hy hier skryf. Daar's nie een van sy briewe wat hy sy hart soveel op papier sit soos in hierdie brief nie. En hy openbaar eintlik God se hart vir hierdie gemeente. Vir 'n gemeente wat hulle bekeer het, want hulle het heeltyd Paulus geoponeer. Hulle het hulle nie onderwerp aan dit wat hy hulle probeer leer uit die woord, en God se woord wat hy aan hulle skryf nie. En dan in die brief skryf hy ook aan 'n paar mense wat hulle nie wou bekeer nie, nog steeds nie. So kom ons lees die eerste 2 verse van 2 Korintiërs. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, en die broer Timoteus. Aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al die heiliges wat in die hele Agaia, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. So hierdie deel baie maklik op in 3, soos 'n piesang. Jy weet mos jy kan 'n piesang skil en hom druk en dan split hy in 3. So hierdie deel maklik op in 3, nommer 1 die outeer, dis in vers 1a, nommer 2 die lesers, dis in vers 1b, en nommer 3 die seënbede, dis in vers 2. So nommer 1 die outeer, vers 1a. Ek het, ek dink verlede maand, toe het ek vir my skoonma na 'n batteryplek gegaan, want haar kar met 'n nuwe batteryplek, of 'n battery kry, is eintlik net voor Paasnaweek, ja. En toe staan ek in die plek en ek sê vir die man wat daar werk, die 2 mans, ek sien dit sê Good Friday closed, Easter Sunday closed. Ek sê, glo julle hierdie goed? Hulle sê wat? Ek sê hierdie Easter Friday of Easter Sunday, Good Friday goeters. Hulle sê nee, maar ons hou van die vakansie daar. En ek sê, en ek begin toe die evangelie deel met die ou. Die een ou loop toe, praat met die een ou en hy kom op 'n plek en hy sê hy glo God kan mense vergewe, maar daar's sekere sondes wat hy nie kan vergewe nie. En is baie duidelik uit hoe ons praat, hy het daai sondes gedoen. En hy sê hy het goed gedoen in sy verlede en hy weet, hy kan nooit vergewe word nie. En ek sê vir hom, sondes soos wat sê jy sê is die tipe sondes wat nie vergewe kan word nie? Hy sê moord. En ek vertel hom toe van die dief van die kruis. En ek vertel hom toe van Paulus. Paulus wat Christene vervolg het, tot die dood toe. Hulle dat arresteer het, sy stem teen hulle laat tel het, sodat hulle die doodstraf moet kry. En ek sê, Paulus is juis gered as 'n voorbeeld, sê hy self in 1 Timoteus 1, om vir ander hoop te gee. Dat Paulus noem homself die vernaamste van sondaars, die grootste sondaar. En sy punt is, as Jesus my kan red, kan enigiemand red. En ek deel dit toe met daai man. En natuurlik, die Here het nie net vir Paulus gered op daai Damaskuspad, toe hy hom van sy perd afslaan nie. Die Bybel sê nie hy het 'n perd gehad nie, ek neem aan. Of as hy gestap het, hy definitief op die grond geval. En die Here red vir Paulus. En nie net red die Here vir Paulus nie. Hy roep hom as 'n apostel. Hy roep hom as 'n prediker van die evangelie. Die woord apostel beteken gestuurde, die een wat gestuur is. Dis 'n ambassadeur, dis een wat 'n ander verteenwoordig, soos as ons 'n Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika het. Hulle verteenwoordig Amerika hier. Paulus verteenwoordig vir Jesus. En Jesus sê, ek stuur jou, Paulus, na die heidene toe. Ek stuur jou na jou eie mense toe ook. Ek stuur jou om mense te bring van die mag van Satan na God, om hulle te bring van duisternis na die lig. Om te getuig van Jesus, van alles wat jy gesien het. Amper soos, wie van julle het al gehoor van Nicky Cruz? Okay, paar van julle het 'n boek geskryf, The Cross and the Switchblade. Of Run Baby Run, dis sy autobiografie. Ek het dit eintlik op my rak gehad. En Nicky Cruz was 'n man van Puerto Rico en hy het groot geword in 'n huis waar sy pa en ma betrokke was in die okkulte en satanisme en spiritisme. Sy ma, en hy sê hy's van 3-jarige ouderdom af is hy fisies aangerand. En op 'n stadium sê sy ma vir hom, you are the son of Satan. Sê sy ma toe sy nou in een van die trances is, een van die beswymings. En op 15 toe stuur sy pa hom weg, New York toe.
waar sy ander boetie reeds was, en hy raak betrokke in 'n bende, en hy klim baie vinnig die leer, en hy's in dwelms, en misdaad, en geweld, en so aan, onwettige wapens, en op 17-jarige ouderdom, hy klim die leer so, hy raak 'n leier in hierdie bende, en uiteindelik raak hy die president van hierdie baie berugte bende, in New York, en die polisie vrees hulle, en ander bendes vrees hulle, en toe kom daar 'n prediker met die naam van David Wilkerson, en hierdie David Wilkerson is so lief vir hierdie man, en hy word aangerand deur Nicky Cruz, en hy word sleg gesê, en Nicky Cruz spoeg op hom, en doen allerlei aaklige goed met hom, en nog steeds hou hy net aan lief wees en ryk uit. Hy het so hard vir hierdie jong bendeleier, en uiteindelik breek hy kan dit nie meer vat nie, en hy sien die liefde van Christus, en hy kom tot bekering. En 'n klomp van die ander bendelede kom tot bekering, hulle sê hulle gaan Jesus dien. En uiteindelik word Nicky Cruz 'n prediker van die evangelie. Dis Paulus. Hierdie man, hy sê in vers 1, Paulus 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Nou Paulus is nie 'n valse apostel nie, want daar is valse apostels in 2 Korintiërs. Hy praat van hulle in hoofstuk 11, ons gaan nou nog daarby kom eendag, waar hy praat van die superapostels, hy sarkasties, tongenetjies, die superapostels. Hulle het mos briewe nodig, aanbevelingsbriewe, wat sê, nee, aanvaar jy die prediker, hy's 'n superapostel. Paulus sê, ons het nie briewe nodig, om ons aan te beveel nie, in hoofstuk 3 vers 1. So Paulus is nie so nie, Paulus is nie soos daai valse profete in Jeremia se tyd, waar die Here sê, wie het vir julle gesê profeteer? Ek het julle nie gestuur nie. Dan gaan profeteer julle, ek het nie met julle gepraat nie. Dis vals profesie wat hierdie mense gee. Paulus is nie so nie. Paulus is soveel apostels wat die 12 wat Jesus aanvanklik geroep het, daai 12. Hy's net soveel apostel as hulle. En hy sê dit in Galasiërs. Hy sê ek het my evangelie nie ontvang van mense nie. Ek het dit nie gekry deur enige iemand nie. Ek het dit direk van Jesus self ontvang. Gaan lees Galasiërs 1. Vers 1 en dan vers 12 en vers 13, of vers 11 en vers 12. En dan sê hy dat God dit hom behaag om sy seun aan my bekend te maak. Jesus het verskyn aan my en die evangelie vir my gegee. En het vir my geleer. En dan in hoofstuk 2 vers 8 sê hy, net dieselfde God wat deur Petrus gewerk het vir sy bediening, het deur my gewerk vir myne. Petrus na die Jode, ek na die heidene. En so Paulus is regtig erge apostel. Nou daar's mense vandag wat nie Paulus aanvaar nie. Hier was 'n man in ons gemeente lank terug in een aand by die Bybelstudie. Ons het verskillende Bybelstudiegroepe gehad op daai tydstip. Toe kom iemand sê, hulle is bekommerd, hierdie ou het 'n boek gehad daar, maar dis nie die Bybel nie, die boek van herinnering. So groot blou Bybel. En toe gaan lees ek 'n bietjie op oor hierdie, sien ek maar hierdie ouens, daar's 'n klomp dwaling hiermee betrokke, is 'n soort van soos die Israel-visie tipe mense, wat dink die Afrikaners en die uitverkore mense, net ons met 'n ligte vel is deur God verkies en die ander kan nie gered word nie en so aan. Maar onder andere verwerp hulle wat Paulus geskryf het en sê hy's 'n valse apostel, jy kan nie glo wat Paulus geskryf het nie. Ja nee, dit is baie duidelik. Aanvaar ons Paulus se woorde net soveel ons Jesus se woorde aanvaar. Ons aanvaar Paulus se woorde op dieselfde vlak as Christus se woorde, want Paulus se woorde is Jesus se woorde. In Johannes hoofstuk 16, voor Jesus terug is hemel toe, eintlik voor sy dood, dan praat hy oor, hy sê vir die apostels, vir die 12, eintlik die 11, Judas is al weg, dan sê hy, daar's nog baie dinge wat ek vir julle wil sê, Johannes 16:12, baie dinge wat ek vir julle wil sê, maar julle kan dit nie nou dra nie, julle kan dit nie verduur nie, julle kan dit nog nie die gewig hiervan verstaan nie, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar net wat hy hoor, dit sal hy spreek. So dit wat hy van Christus ontvang, die Gees en Jesus praat nie verskillende dinge nie, want dit is die Gees van Christus, en is die Gees van die Vader, en die woorde wat Jesus spreek, het hy van die Vader ontvang. So, Paulus skryf in 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 13, sê hy vir die Tessalonisense, ons dank God dat toe ons vir julle gepreek het, julle hierdie woorde aanvaar het van ons, nie as die woorde van mense nie, maar vir dit wat dit werklik is, naamlik die woord van God. En dan in hoofstuk 4 vers 8, sê enige iemand wat verwerp wat ons hier skryf, verwerp nie 'n mens nie, maar hy verwerp God wat sy Heilige Gees in julle gee. Hoofstuk 4 vers 15, dan sê hy, ons skryf aan julle deur 'n woord van die Here,
En dan kom Petrus in 2 Petrus 3 vers 15 en 16, dan sê hy Paulus het oor hierdie goed geskryf, het gaan oor die wederkoms. En sommige van die goed wat Paulus sê in sy briewe is moeilik om te verstaan. Maar die dwaase mense, die onvaste mense, hulle verdraai Paulus se woorde net soos hulle die ander skrifte verdraai. Bedoelende Paulus se woorde is skrif. So wat Paulus sê, is net wat Jesus vir hom gesê het om te sê. So ons sê nie, Jesus se woorde is in die evangelies is in rooi letters, want dit is belangriker as wat Paulus sê. Nee. Nou daar is 'n plek waar Paulus in 1 Korintiërs 7 sê die Here nie ek nie, en sê ek en nie die Here nie. Dis nie Paulus wat sê, hierdie is net my opinie nie. Paulus sê, nou haal ek vir Jesus aan, nou haal ek nie vir Jesus aan nie. Jesus het nooit hieroor gepraat nie. Wat gebeur as gelowige en ongelowige getroud is. Hy het net gepraat van huwelike tussen Jode. Goed, so ons aanvaar vers 1 dan. Paulus, 'n apostel van Christus Jesus. Paulus sê, alles wat ek hier vir julle skryf in 2 Korintiërs is God se woord. Julle moet dit aanvaar. Ek is 'n apostel van Jesus. Ek het nie myself 'n apostel gemaak nie. Hy sê van Christus Jesus, deur die wil van God. Hy het my geroep. So, ek kan 'n stap verder gaan vanoggend en sê, as ons hierdie reeks deur 2 Korintiërs doen, en ek vat jou vers vir vers deur 2 Korintiërs, en ek wys vir jou in die teks, sien jy daai woord, sien jy daai frase, kyk hier, en ek vat jou na 'n ander teks toe, sien jy daar, dit is wat die teks beteken, en ek hoef nie gimnastiek te doen nie, jy dink, ja, dit is so duidelik, dit staan in die teks, dan moet jy dit aanvaar. Jy het nie 'n keuse as om dit te aanvaar nie. Dan moet jy dit aanvaar as die uitleg van God se woord, en as jy kan sien, die toepassings kom uit hierdie teks uit. Dan is dit jou plig en is my plig ook as die prediker. Ek staan nie bo die woord nie, ek staan onder die woord. Dan is dit my plig as prediker, jou plig as hoorder, om te aanvaar, asof Jesus self hier staan, en dit vir jou sê. Ook wanneer ons by daai hoofstukke kom, wat baie mense nie van hou nie. En dit is baie plekke in die Bybel, maar in 2 Korintiërs sal dit tipies die dinge wees soos hoofstuk 8 en 9 waar hy praat oor geld. En dis nie iets wat ons Sondag na Sondag doen nie, maar dis in die Bybel, so as dit in die Bybel is en ons kom by daai tekste, moet ek daaroor praat. En dan is dit nie soos ek hou nie daarvan nie. Ek onthou eendag toe 'n ou kom besoek en hy was 'n paar weke hier, want hy het gesê hy hou nie daarvan nie, hy gaan na die kerke toe en die kerke praat net oor geld en ek stem saam. Ons moet nie geld jaag en geldgierig wees en ons is nie 'n prosperity kerk nie. Maar wanneer ons by daai tekste kom en ons sê wat God sê, dan moet jy die knie buig. En toe eendag toe kom ek by so 'n teks, ek was besig met 'n reeks deur Romeine en ek kom by so 'n teks en toe die ou gewaai en nie teruggekom nie. So daar's net 2 opsies vir ons. Of dit nou 'n reeks in Korintiërs is of 'n rit is of in watter ander boek ons is, daar's net 2 opsies. Of jy kan 'n Christen wees en gehoorsaam wees, of jy is 'n ongelowige en ongehoorsaam. Maar jy kan nie sê ek is 'n Christen en ek is ongehoorsaam nie. En dis my lewe nie. Jesus sê in Lukas 6 vers 46, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. So hier's 'n voorbeeld van daar was 'n predikant wat droog gemaak het. En toe stuur 'n ander predikant van 'n boodskap en sê asseblief, ons wil met jou gesels, want hy was deel van dieselfde assosiasie as ons. En toe sê hy vir hom, ons wil graag met jou gesels, ons wil graag hierdie ding uitklaar en sien dat dinge reg is. Toe ignoreer die ou wil nie praat nie. Toe skryf hierdie predikant vir die ou wat droog maak, weer 'n boodskap. Toe sê hy, as jy Jesus jou Here noem, het jy nie 'n keuse nie. En dis dieselfde hier. As ek Jesus my Here noem, ek die prediker, julle die luisteraars, ons het nie 'n keuse, anders as om ons te onderwerp aan die woord van God nie. En te sê, dis wat die Here sê. En ons moet gehoorsaam wat hy vir ons sê. Nou, daar's mense wat gaan verskil van my, toe ek studeer het, ons het 'n paar liberale professors gehad, dosente, wat nie alles geglo het wat in die Bybel staan nie. Ek weet nie hoe het hulle gekom in ons opleidingsskool nie. Maar nietemin, dit het gebeur. En so het een van die dosente gesê eendag, toe sê hy, daai kanselkleed in party kerke wat sê, so spreek die Here, dis nie waar nie, want is nie die Here wat spreek as jy preek nie. Dis jou opinies, dis jou interpretasies. Wag 'n bietjie. As ons uit die teks kan wys, dis wat die teks beteken, dis wat Paulus bedoel het, en ons wys dit duidelik en helder, ons verdraai nie goed nie, dan is dit die Here wat praat. Dit is sy woord. Dis hoekom vers 1 vir jou sê, Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God. So wat Paulus hier skryf is woord vir woord God se woord. Dis geïnspireer deur die Gees. Maar dan gaan hy verder, en die broer Timoteus. Nou Timoteus is nie 'n apostel nie.
Timoteus se brief wat hy vir wie ook al skryf, is nie geïnspireer deur die Heilige Gees nie. Maar as Timoteus preek, en hy sê vir hulle wat Paulus gesê het, en hy lê dit uit, dan preek hy God se woord. 2 Timoteus 4 vers 2. Paulus sê vir Timoteus, verkondig die woord, tydig en ontydig weerlê, bestraf, vermaan met alle lankmoedigheid en lering. So dit is baie gepas, dat Paulus in vers 1 sê, hierdie brief is van my en van Timoteus, alhoewel Paulus die outeur is. Dis baie gepas, dat as Paulus weer vir Timoteus stuur, en sê, Timoteus, gaan na die Korintiërs toe, en namens my, lewer hierdie brief af, en namens my sê vir hulle, dan moet hulle gehoorsaam. Want Paulus is 'n apostel, hy kom nie in sy eie naam nie, hy kom in Jesus se naam na hulle toe. En as Timoteus daai boodskap aflewer, dan is dit van pas dat hulle sê, goed, dit is wat die Here vir ons sê, deur Paulus en deur Timoteus wat vir ons preek. Dit is onvanpas wat die Korintiërs met Timoteus voorheen gedoen het. Want in 1 Timoteus 4, toe sê Paulus, ek stuur Timoteus na julle toe, en daar's party wat arrogant was, verwaand was, vermetel was, kapokhandjies was, en gesê het, ons gaan nie vir Paulus luister nie. En hulle Timoteus baie sleg hanteer. Dis hoekom hy in 1 Korintiërs 16 vir hulle moes skryf, in vers 10 en 11, hy sê, aanvaar Timoteus as hy kom. Jy weet, Timoteus was maar Timothy, Piglet en Winnie the Pooh. Jy weet, Timoteus se persoonlikheid was maar, en hierdie mense hanteer my nou nie mooi nie. En hy was maar 'n sensitiewe siel gewees. So nou sê hy asseblief, 1 Korintiërs 16, 10 en 11, aanvaar Timoteus. En dan kan ek dit maar net toepas op ons vandag, dis dieselfde hier. As ek vir jou die leer van die apostels bring, of in die Ou Testament dit wat die profete geskryf het, as ek die leer van die apostels en die profete bring, ek lê dit vir jou uit, dan is dit jou plig om te sê, ek slaan ag, ek luister. Is dit nie waar die vroeë kerk hulle self toegewy het in Jerusalem nie? Handelinge 2:42, hulle het hulle toegewy aan die leer van die apostels. As ek my eie idees begin bring, of enige ander prediker in hierdie kansel, ons eie idees begin bring, dan is dit jou plig om my te fire. Dis jou plig om dit te doen. En dan moet God my vervloek. Galasiërs 1 vers 8 en 9 sê Paulus, as enige iemand 'n ander evangelie bring as wat ons gebring het, ons apostels, of dit nou 'n engel uit die hemel is, of enige iemand anders, al sou Paulus self dit bring, laat hom 'n vervloeking wees. Want ons bring dit wat Christus gesê het. Nommer 2, die lesers. So dit was die outeur, Paulus, nommer 1. Nommer 2, die lesers, en dis in vers 1b. Tweede deel sê, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al die heiliges in die hele Agaia. Nou, Korinthe, dis 'n baie ou stad, dis 'n paar 100 jaar voor Christus al. So is 'n ou stad in Griekeland, is in die suide van Griekeland, in die streek of die provinsie wat Agaia genoem is. So kom ons kyk op die skerm. Gaan ek vir jou 'n paar praat. So daar's net 'n idee waar Griekeland is, hier onder is Suid-Afrika, as jy nou op ou Artembo op 'n vliegtuig klim, dan vlieg jy noord. Volgende. En daar is dit nou in Europa, die rooi, dis nou as jy op die Europese kaart Griekeland wil sien. Volgende. So daar het ek 'n rooi stippellyn gemaak in die middel van die skerm. Suid van die stippellyn is die provinsie Agaia, en dan noord is Macedonië, dis als Griekeland. En stede in Griekeland, soos die Filippense, dis ook in Griekeland, dis Macedonië, Noord-Griekeland, dan suid sal jy kry Athene en Korinthe, daar het ek 'n pyl gemaak waar Korinthe is. Volgende. So hier's 'n bietjie ingezoom, daar het jy die hoofstad van Griekeland, Athene, en dan Korinthe. Korinthe was baie groter as Athene in Paulus se tyd gewees, 'n stad met omtrent 500.000 mense, wat groot is vir daai tyd. Volgende een. So dis 'n voorstelling, 'n kunstenaar se voorstelling van hoe Korinthe sou lyk in Paulus se tyd. Met die stadsmuur om die kant, en ons het nou nie meer mure om ons stede nie. En dan hierdie tempel hieronder sou tipies nou wees 'n afgodstempel. Die stad was berig vir al die afgodstempels. Volgende. Daar's nou 'n bietjie 'n mooier voorstelling. Weer 'n afgodstempel en mense in die stad. Volgende een. En dis nou buitekant Korinthe vandag. Hierdie berg hierso wat jy sien daar word genoem Acrocorinth. So dis nou die berg by Korinthe. En dan hierdie is bouvalle. Ek het nou nie mooi vasgestel nie. Ek dink dis bouvalle van die tempel
van Afrodite, Aphrodite, wat die Romeinse naam is Venus, die godin Venus, wat die godin van liefde is, en van begeerte en so aan. Volgende een, en dis nou Korinthos vandag, die stad bestaan nog steeds in Griekeland, so net eintlik pragtig. Pieter, jy was in Griekeland, seker meer as een keer, was jy al in Korinthe? OK, goed. Tannie Ronel, Tannie was daar. Ja, Tannie het ook die sendingreise van Paulus gedoen. Goed. En dan, dankie. So, hierdie stad, soos ek sê, is berig vir die afgodstempels, veral die een aan Afrodite of Aphrodite, Venus, godin van liefde en begeerte, soos ek voorheen gesê het, 'n prentjie gou daar. So daar het jy weer 'n kunstenaar se voorstelling van Afrodite of Venus se tempel. En dit was veral bekend vir 1000 tempelprostituie. Nou die mense nou seksueel losbandig was daar, en jy weet, dan kry jy nou guns van die gode en so aan. So, ek weet nou nie presies eintlik hoe die plek gelyk het nie, maar dis hoe hulle reken dit sou lyk. En jy kan maar afsit daar, dankie. So vandaar, daar's 'n woord in Engels, dis in die woordeboek, wat praat van as jy 'n verskriklike losbandige lewe lei, seksueel losbandig. Die woord is Corinthianize. Ja, hulle het daai woord gevat van die Korintiërs wat so losbandig was. En Jesus het baie mense in daai stad gehad, in Korinthe, wat skape is wat nie in die kraal was nie, en Jesus stuur Paulus soontoe om hulle te gaan haal. En hy stuur Paulus op die tweede sendingreis, gaan Paulus, ons kan kyk op die skerm weer, en dan sien jy Paulus se sendingreis, so reg hier onder is Jerusalem, aan die regterkant van die skerm, heel onder, en Paulus is in Antiochië, as jy opgaan met die rooi pyl, so aan die kant, en Antiochië is die stad waar Paulus nou uitgestuur was, hy en Barnabas as sendeling, en toe later hy en Silas, en nou gaan hulle op hierdie tweede sendingreis, hy en Silas, en jy volg maar die rooi pyltjie, soos hy linksbo verbygaan, tot in Griekeland bo, Neapolis, Filippi, Berea, Thessalonika is ook in die noorde van Griekeland, dan kom hy af Athene toe, en daar het ek 'n groen sterretjie gemaak, aan die linkerkant van die skerm, en dit is waar Korinthe is. En so, toe Paulus in Korinthe kom, jy kan afsit, toe Paulus in Korinthe kom, Handelinge 18 sê, toe begin hy preek in die sinagoge, toe jaag hulle hom weg, en hy skud eintlik die stof van sy klere af, hy sê, julle wil nie die woord hoor nie, en hy gaan na die heidene toe, en hy kom en die leier van die sinagoge kom tot bekering, Crispus en sy huisgesin, en klomp van die Korintiërs, Handelinge 18:8, kom tot bekering, manne sowel as vroue, en hy doop hulle, en dan wil hy opgee in vers 9 en 10, hy wil nie meer preek nie, want dit is te moeilik, want die vervolging is kwaai, en dan gebeur dit dat Jesus aan hom verskyn, en sê, Paulus, moenie ophou preek nie, ek is met jou, en baie van die mense in hierdie stad behoort aan my, jy moet hulle gaan haal, hierdie verlore skape, jy moet hulle inbring, en dan preek hy vir 18 maande in Korinthe, en dan gaan die teks aan, en dan sê dit uiteindelik, en hy toe nog baie daar langer gebly, en vir hulle gepreek, dus uiteindelik weg uit Korinthe. So deur Paulus se prediking kom hierdie Korintiërs tot bekering, die gemeente groei, is 'n groot gemeente, en so roep God uit die wêreld vir homself 'n volk bymekaar. Nou, hier is van julle wat weet, nou gaan ek julle toets. Wie van julle weet, wat beteken die woord kerk of gemeente in vers 2? Aan die gemeente van God. Dis 'n Griekse woord ekklesia, wat beteken dit? Ekskuus? Kyk, dis 'n gemeenskap van gelowiges, maar daar's 'n spesifieke betekenis van daai woord. Beteken jy's uitgeroep. God het jou uit die wêreld geroep. Dis wat die woord kerk of gemeente beteken. So uit hierdie mense wat so seksueel losbandig was in daai stad en al die ander aaklige goed wat hulle gedoen het, hy het hulle geroep van daai heidense afgoderry uit die wêreld geroep vir homself. En dit is die gemeente wat Jesus Christus in hierdie wêreld het. En hy daai kerk gekoop met die bloed van sy eie seun. Dis hoekom vers 1b sê, aan die gemeente van God. Handelinge 20 vers 28 sê dieselfde, waar Paulus vir die ouderlinge sê in Efese, let op julle self en op die hele kudde van God, oor wie hy julle aangestel het as herders om waak te hou oor die kudde, die hele gemeente van God oor wie hy julle aangestel het, die kerk wat hy deur sy eie bloed verkry het. Dis sy kerk, dis sy gemeente.
Nou dit het implikasies. Daai wat ek nou net vir jou gesê het. Jy sal vir Paulus, as Paulus vandag in 2026 hier gestaan het, en hy sien wat aangaan in die Christelike kultuur in Suid-Afrika, jy sal vir Paulus baie moeilik oortuig dat jy aan God kan behoort sonder dat jy deel is van 'n plaaslike gemeente. Want hy sê, vir hierdie mense, die gemeente van God in Korinthe, saam met al die heiliges in die hele Agaia. Jy gaan baie moeilik vir Paulus sê, ek behoort aan Jesus, maar ek gee nie om deel te wees van die liggaam van Christus nie. Ek is deel van die hoof, maar nie van die liggaam nie. Hoe? Verder, daai woordjie, die gemeente van God, impliseer ook, dit behoort aan hom. Hy besit dit. Die kerk behoort nie aan 'n paus nie. Dit behoort nie aan 'n denominasie nie. Dit behoort nie aan 'n kerkvergadering nie. Dit behoort nie aan 'n groep leiers nie. Dit behoort nie aan die predikant nie, of 'n superpersoonlikheid, of 'n, selfs Paulus sou sê, die kerk behoort nie aan my nie, dis Jesus se. Behoort nie aan hierdie superapostels, of mense wat vandag hulle self apostels noem nie. Dit behoort nie aan 'n baie invloedryke familie wat baie geld gee vir die kerk, of 'n familie, hulle is al geslagte lank in daai gemeente. Dit behoort nie aan hulle nie. Dit behoort nie aan 'n individu nie. Ek het al voorbeelde hiervan gesien, van 'n predikant wat gesê het, daai kerk in daai sekere stad sal nooit vorentoe gaan nie. Dit sal nooit vorentoe gaan nie, want daar's 'n familie in daai kerk, hulle beheer daai kerk. Hulle besluit wie kom in en wie gaan uit. Of 'n ou in 'n ander dorp in Suid-Afrika, hy het die gebouetjie besit, waar die gemeente bymekaar gekom het, toe dink hy besit die gemeente ook. En hy het die gitaar geslaan daarso, en dinge gaan soos hy sê. Of ek het hierdie gehoor van 'n predikant wat, toe iemand in hulle gemeente inkom, en hy het nie dieselfde velkleur as ons nie, toe sê hy, ek sal nie daai ou in my kerk toelaat nie. Nee, dis dalk die probleem, en hoekom die kerk doodgaan daar, want jy dink is jou kerk. Behoort nie aan enige iemand as aan Jesus Christus nie. Hy is die hoof van die kerk. God regeer sy kerk deur Jesus, wat die hoof is van die gemeente, deur die Heilige Gees, wat die gemeente lei, en deur sy woord wat verkondig word, dit wat die Gees geïnspireer het. Nou, ons is nie Rooms-Katolieke nie, die Rooms-Katolieke kerk glo in saints, soos jy weet, waar hulle sou sê dat sekere mense wat baie belangrike Christene is en baie wonderlike goed gedoen het, hulle word nou verklaar as saints, heiliges. Saint Peter en Saint Paul en Saint Anne en Saint Patrick en Saint Augustine en wie ook al anders hulle saint. Nee, wat sê vers 1b van saints? Heiliges in die Afrikaans. ESV sê saints. Wie is die saints? Elke Christen. Daai woord saint beteken eenvoudig, heilige beteken eenvoudig. God het jou afgesonder van die wêreld vir homself, om syne te wees, om sy kind te wees. En dis waarvan elke Christen het ons afgesonder om lig te wees vir hierdie wêreld en in hierdie wêreld. En dit kan nie werk as die kerk soos die wêreld lyk nie. Dis hoekom Paulus 1 Korintiërs geskryf het. Julle Korintiërs, hy sê, julle wat die heiliges is, julle leef dan nes die wêreld. So hoe gaan julle die wêreld beïnvloed as julle soos hulle lyk? Hoe kan donker beïnvloed? Net lig kan donker verdryf. En dit wat aangaan in kerke in Suid-Afrika, waar homoseksualiteit nou goedgekeur word, en ons kan gay predikante hê, en jy kan homoseksueel wees, en dis okay, liefde is liefde, of #liefde is liefde, maak nie saak nie. En ons lyk soos die wêreld, en dis okay, jy weet, jy kan dit maar uittoets, en eers saam bly voor jy trou, dis ook alright met hulle. Of kerke wat soos die wêreld lyk, waar hulle geld jaag, en kom na Jesus toe, en Jesus sal vir jou ryk maak. Jy kan ook 'n Mercedes S-klas ry. Jy kan ook 'n Bentley hê. Jy moet net in Jesus glo en gee jou geld vir ons, en dan seën die Here jou. Dit is nooit andersom nie, dis snaaks. Die predikant sê nooit, ek wil my geld vir julle gee, dan gaan ek geseënd wees. Altyd gee julle geld vir my, dan gaan julle geseënd wees. Ja, met sy wit pak en sy snaakse hare. Jaag maar ook geldgierig nes die wêreld. Hoe gaan jy die wêreld bereik? En om hierdie rede skryf Paulus eintlik 4 briewe vir die Korintiërs. 2 van hulle is in die Bybel, die ander 2 was nie nodig nie, dit was spesiaal net iets wat hy moes uitklaar met hulle.
1 Korintiërs 5, en dit staan in die Bybel dat daar 4 briewe was. 1 Korintiërs 5 vers 9, dan sê hy vir hulle, ek het vir julle geskryf om nie te assosieer met mense wat seksueel losbandig is nie. Ek het nie bedoel ongelowiges nie, anders dan gaan jy uit die wêreld moet gaan. Jy moet saam met die ongelowige kollega eet en hom vir 'n braai nooi en hom van Jesus vertel. Ek het bedoel as iemand bekend staan as 'n Christen en hy leef seksueel losbandig, dan moet jy niks met hom te doen hê nie. So hy het daai brief eers geskryf. Toe skryf Paulus 1 Korintiërs. En in 1 Korintiërs, die rede hoekom hy dit skryf, is want daar het nuus na hom toe gekom, 1 Korintiërs 1:11. Hy sê, ek hoor, Kloos se familie het vir my kom vertel, daar's verdeeldheid in die kerk. Nee, ons kom nie, ek gaan nie kerk toe kom as Apollos preek nie, ek hou nie van sy preke nie. Ek kom net as Paulus preek. O nee, ek kom nie na die erediens toe as Apollos preek. Paulus is my man. Nee, Petrus. Daar nie een van daai. Petrus is deur Jesus gekies as die leier van die apostels as hy preek kom. Ag nee, ons is nie deel van julle, ons is die enigste groepie wat Jesus dien. Ons sal net by Jesus bly. Julle ander diens hom seker nie eers nie. En so is al verdeeldheid in die kerk, en Paulus skryf 1 Korintiërs om dit aan te spreek, en hy skryf ook want hulle het vir hom 'n brief geskryf, en hy het gehoor van hierdie man wat saam met sy stiefma in 'n seksuele verhouding leef, in hoofstuk 5, so hy skryf om dit aan te spreek, hy skryf want hulle het vra, want daar's chaos in die kerk, hulle sleep mekaar hof toe, en hulle besoek die tempel van Venus, en dit is tempelprostitusie, en hulle chaos in die kerk oor die gawes, ons is meer geestelik as julle, ons praat in tale, praat julle in tale? O nee, ek het nie so gedink nie. So, welkom by jou eie groep, jy is nie deel van ons nie. En daar's probleme oor vals lering wat ingekom het, party van hulle glo nie as lewe na die dood nie, en daar's nie 'n opstanding nie, en Paulus met hierdie gemors uitsorteer. So hy skryf 'n brief vir hulle, 1 Korintiërs. En toe hy klaar 1 Korintiërs skryf, toe rebelleer party van hulle. En sê wel, dankie Paulus, maar nee dankie. En hulle wil nie meer Paulus hê nie, hulle wil niks met hom te doen hê nie, ons het dit gehad in ons eie gemeente. Vir 10 jaar, en die rede hoekom hulle Paulus geopeneer het, waarskynlik is, want hy het soontoe gegaan, en daar was hierdie dissipline saak met hierdie man, hulle wil dit nie uitsorteer nie. En ons het dit gehad in ons gemeente, in die jaar 2004 het ek hier gekom, 2005, toe vind ons dat een van ons lidmate bly in 'n sondige verhouding saam met sy meisie, en ons sê toe dit moet stop, en toe wil hy nie stop nie, en toe het ons verskeie gesprekke gehad oor 'n kwessie van 'n paar maande. Het ons weer met die ouens moet sê, asseblief, dit is nie wat die Here wil hê nie. Die vrou was nie 'n lidmaat van die gemeente nie, hy was. En uiteindelik toe bring ons dit voor die gemeente. En sê, kyk, Matteus 18 sê, hier is die stappe van dissipline, van kerktug. Ons bring dit voor die gemeente, asseblief, reik uit na die ou, bid dat die Here sy oë open, dat hy hom nie verhard nie. Toe is die gemeente geskok. Nie dat iemand saam met sy meisie bly in seksuele sonde nie, maar dat die predikant durf waag om dit voor die gemeente te noem. En hier is, die kat is tussen die duwe gegooi. En ek het 3 maal daaroor gepreek, voor ons enigstens so iets gedoen het, in die tyd van my bediening van 2004 tot 2005, maar daar was marakas gewees. En ek kry e-mails, ek kry 1 e-pos waar iemand skryf, liewe Iwer, en hulle CC die hele gemeente in die e-pos, en sê, ons soek 'n God van liefde, ons soek nie dissipline in die kerk, en hierdie tipe goed nie, en so aan. En iemand anders skryf vir my e-pos, luister, liefde, jy weet, kan hulle nie bietjie eers die kar toets bestuur voor jy hom koop nie? Kan jy nie eers bietjie saam bly en toets gaan dit werk, en jy weet, voor jy trou nie? Goeie, genigtig. Vir 12 jaar staan die gemeente my teë. Maar 'n ouer predikant sê, jy moet net aanhou dit doen, jy moet aanhou toepas, dis wat die Bybel sê, jy moet aanhou daaroor preek. En Paulus doen toe so iets. Nou ja, hy is nie moeilikheid, mense wil hom nie hê nie, en nou kyk in hoofstuk 2 vers 1. Dit het ek my dus voorgeneem, om nie weer met droefheid na julle te kom nie. Die ESV sê, hy het homself voorgeneem, not to make another painful visit to you. Want na 1 Korintiërs toe gaan besoek hy hulle, toe hulle nou kwaad is vir hom, toe gaan sê hy vir hulle, kyk, die feit dat julle dit verwerp wat ek vir julle leer, is nie reg nie, hy spreek hulle aan. En dit was 'n baie pynlike besoek, maar dit het hopeloos misluk. Hy sê dit. Want toe moes hy vir hulle 'n brief skryf. En hy besluit, ek gaan nie weer hulle besoek nie, want dit gaan nie goed afgaan nie. Hy sê in hoofstuk 1 vers 23, in ons teks,
in ons hoofstukkie. Wat my betref, ek roep God as getuie oor my, dat ek juis om julle te spaar, nog nie weer na Korinthe gekom het nie. So eerder as om weer te besoek, en as weer 'n pynlike besoek, toe skryf hy 'n brief. En daai brief is nie 2 Korintiërs nie. Dis nou, daar was 'n brief, toe 1 Korintiërs, nou weer 'n brief, voor ons by 2 Korintiërs kom. En daai brief word genoem die tranebrief, the severe letter, the sorrowful letter, in vers 4, hoofstuk 2. Want met groot kwelling en angs in my hart, het ek deur baie trane heen aan julle geskryf. Nie om julle te bedroef nie, maar dat julle kan weet van die liefde wat ek in so groot mate teenoor julle koester. So hy skryf dit, en daai brief werk toe. En dis hoekom hy 2 Korintiërs skryf. Want die brief werk, hy sê in 2 Korintiërs hoofstuk 7 vers 8 en 9, hy sê ja, toe julle my brief lees, toe julle was so bedroef, toe besef julle ons het gesondig, ons het so verkeerd opgetree teenoor Paulus, en toe het hulle berou gehad daaroor, en het hulle bekeer, het jammer gesê vir Paulus, Titus het die nuus vir Paulus gebring, en sê dit het gewerk. Maar natuurlik, dit was nie enigste rede hoekom hy 2 Korintiërs geskryf het nie. Daar was 'n paar mense soos in die Anglo-Boereoorlog, bittereinders. Nou, ek hou van die bittereinders in die Anglo-Boereoorlog, maar hierdie is ander bittereinders. Hier was 'n paar bittereinders wat nog steeds geweier het. Gesê het, ons sal nie vir Paulus luister nie. Hulle was beïnvloed deur die valse apostels. En dis hoekom hy in hoofstuk 10 tot 13 van hierdie boek skryf hy daaroor. Ons het dit ook gehad. So ons het 'n geval gehad in ons gemeente in 2016-15. Het was 'n nare geval gewees. Van hierdie man wat hy en sy vrou beklei soos kat en hond. En daar het 'n klomp aaklige goed daarmee saam gebeur. En uiteindelik toe kom dit op 'n punt wat ons die ou ekskommunikeer. Na 2 jaar se berading, toe verwyder ons albei van hulle as lidmate, en mense in die kerk was kwaad en gesê ons het te hard opgetree, en nietemin, toe gaan dit aan vir 6 maande, dat die ou, toe hy buite die gemeente is, toe begin hy die ouderlinge beswadder. En hy begin leuns vertel, die ouderlinge het dit vir my gesê en dat, en dit was nie so nie. En van die mense glo dit toe hulle op kerk te kom, hulle besluit, hulle gaan nie meer hier wees nie, en selfs na hulle gaan sien, weier hulle. En toe bring ons dit voor die gemeente en sê, kyk, hier's wat aangaan. Hierdie ou beswadder, hierdie is nie waar nie, daai mense glo nog steeds nie, hulle is daai bittereinders. 6 maande later, toe draai hy teen hulle. En toe sien hulle sy klere. En toe kom hulle en sê, ons is jammer. So dit is moeilik, nee. Men as jy konflik by die werk het, of met ongelowige familie, dis nie lekker nie. Maar ten minste verwag jy dit van hulle. Maar jy verwag dit nie van Christen nie. Een prediker by 'n konferensie wat ek bygewoon het, hy het baie seer gekry, mense in die kerk het hom so sleg behandel. Hy is die predikant. En toe sê hy het sinies begin raak. Hy sê die prediking, hy het onder prediking gesit, hom nie meer geraak nie. Hy het gesondig in sy hart, hy het dit erken. Maar hy het gesê, hy het net gedink soos, ek wil eerder in die wêreld wees, because at least they stab you in the face, not in the back. En die Bybel praat daarvan, Psalm 55. Dawid sê, as dit net 'n vyand was, sou ek dit kon aanvaar. Maar nou is dit jy. Ons het die Here saam gedien, ons was saam in sy tempel, dis jy. Ek en jy het saam in die tempel van die Here geloop, ons was vriende en so moeilik. Dis Joria en Sintige, hierdie vroumense wat net nie kan klaarkom met mekaar nie. En Paulus sê hulle altyd se name is in die boek van die lewe. Filippense 4 vers 2 en 3. Sjoe. Ek het in die week met iemand gepraat en hierdie ou het eintlik ons het al 'n rukkie hieroor gesels, die probleme wat hy het, die pettiness. Hy is 'n predikant van 'n gemeente, hy is nou 'n klomp jaar daar al, wel nie baie lank nie, soos is onder 8 jaar, wat beteken 7. Maar die probleme. Hy sê nou is daar bekleierery oor, nee, maar jy het nou die vergadering se sakelys op die skerm gewys en ons het dit nie op papier gehad nie. Is daar nou 'n verdeeldheid daaroor en bekleierery daaroor. Nee, hoekom het jy, kom ons veronderstel, ek gaan nou nie details sê nie, nou probeer julle uitwerk wie dit is. Kom ons sê daar's nou kollekte sakkies daar. Nou is die kollekte sakkies, dis nou nie meer daar nie, nou is daar 'n boksie.
Nou is daar soos, maar kan julle nie daai kollekte sakkies terugsit nie? Ek weet ons gebruik dit, maar die kollekte sakkies, ons gebruik dit nie, maar dit moet daar wees. Dis sulke tipe goed. Hy sê hy's net so moedeloos. Hy's net so moedeloos. Nou kan ek jou persoonlik vra vanoggend. Is jy in 'n stryd gewikkel met 'n ander Christen op hierdie oomblik? Dalk selfs in jou huwelik, dalk selfs in jou familie, dalk selfs in hierdie gemeente. Is jy in 'n stryd met 'n ander Christen? Die Bybel sê vir jou wat om te doen. Los jou offer by die altaar, gaan maak eers reg, raak versoen met jou broer of jou suster, dan kom jy terug en bring jou offer. Die Bybel sê vir jou wat om te doen. As jou broer teen jou sondig, gaan na hom toe en gaan wys dit vir hom, gaan praat. As hy nie luister nie, vat 1 of 2 getuies. As hy nie luister nie, laat dit voor die gemeente gebring word. As nie vir die gemeente luister nie, as hy wees soos vir jou, soos 'n heiling en 'n tollenaar. Die Bybel sê vir jou wat om te doen. As jy dink, weet jy, hoekom maak ek 'n baai, skop ek 'n baai op hier oor. Petrus sê vir my, die liefde bedek 'n menigte sondes. Is dit nie wat die Here met my doen nie? Hoekom wil ek nou 'n issue maak hiervan, in aanhalingstekens? Al wat ek vir jou kan sê, die een ding wat nie 'n opsie is nie, is om dit net te los. Want sonde gaan nie weg deur tyd nie. As sonde weggegaan het deur genoeg tyd, hoef Jesus net langer te gewag en hoef hy nie te gesterf het. Jou plig is om dit te gaan uitsorteer. Anders te gaan die Here jou tugtig. Laastens en korter is die ander 2 punte. Ek sien, ek is nou al 'n rukkie aan die gang. Langer is gewoonlik. Laastens, nommer 3, die seënbede, vers 2. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Wat is die slang manier om iemand te groet in Suid-Afrika? As 'n buitelander nou hier kom, wat sal hy hoor as jy verby iemand loop en maak jy net so? How's it? Weet jy hoe doen dit in Australië? How you going? How you going, mate? En jy sien veronderstel om te antwoord nie. It's net soos how's it? How's it? Jy sien vir hulle te sê, fine, thank you, and you? Nou, hoe die Grieke mekaar gegroet? Gairein. Hoe het 2 Jode mekaar gegroet? Shalom. Wat as 'n Jood 'n Griek groet? Wat as 'n Christen Jood 'n Griek groet? 'n Christen Griek. Charis. Shalom. Vers 2. Genade, vrede. Charis. Shalom. Nou vrede hier is die Griekse ekwivalent, Irene. So groet Paulus hulle. Nou daar is meer as net 'n how's it, how you going, mate. Dis meer as 'n gemaklike groet, dis meer as 'n informele groet. Hierdie is 'n seënbede. Hierdie is 'n bede tot God vir guns in die hart wat 'n effek het in jou lewe. Dis wat charis beteken, genade. Hierdie is 'n seënbede vir algehele voorspoed en welstand en welvaart. Dit is shalom, in Grieks Irene. Het jy dit? Het jy dit in jou lewe? Algehele welvaart, algehele voorspoed, guns, God se guns in jou hart. Jy gaan dit nooit in die wêreld kry, daai vers 2 nie, nooit. Jy sal dit nie kry deur musiek nie, jy sal dit nie kry by mense nie, jy sal dit nie kry in dwelms nie, in drank nie, jy sal dit nie kry in seks nie, jy sal dit nie kry in enige verslawings nie, jy sal dit nie kry deur eers in die natuur op die Drakensberge te wees nie. Jy sal hierdie charis en hierdie irene, hierdie shalom, sal jy net kry in vers 2 van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Dis al wat jy dit kry. Jesus het gesê, my vrede gee ek julle, nie soos die wêreld nie. Dis nie wêreldse vrede nie. Hierdie is vrede wat stabiel kan bly, al sit jy nie op die Drakensberge nie. Al is jy in 'n vergadering en is stresvol by die werk. Al is daar dinge in jou lewe en is spanningvol. Jy kan hierdie vrede en hierdie genade kry in Christus en in die Vader. En natuurlik daai genade en vrede is die Gees, dit kom deur die Gees. Want die vrug van die Gees is onder andere vrede. Nou ek weet is objektief joune as jy 'n kind van die Here is, want deur Jesus, wat was Jesus se eerste woorde toe hy die disippels sien na die opstanding? In daai boorvertrek. Shalom. Ware vrede tussen God en mens nou, deur die bloed van Jesus se kruis. So dit is joune as jy 'n kind van die Here is, deur geloof. Dis objektief. Maak nie saak van hoe jy voel, jy sê ek voel nie daai vrede. Maak nie saak nie, dis joune. Nogtans, dis daarom lekker nie. Daai subjektiewe ervaring is goed vir jou siel. Ek voel hierdie vrede. Ek's bewus daarvan.
hierdie genade. Nou kan ek jou vra, ontbreek hierdie vrede by jou en hierdie genade, omdat daar sonde in jou lewe is op die oomblik. Omdat die Here jou tugtig. Jy sê, ek voel nie hierdie vrede nie. Wel dan, hoofstuk 2 vers 4, Paulus het met baie angs geskryf en met baie trane om hulle op te roep tot bekering. En dis wat God vandag vir jou doen. Paulus, wat hy hier skryf, dis God se hart wat hy wys. En dis meer as 'n teologie in jou kop. Wanneer Paulus 2 Korintiërs skryf en sy hele hart en siel is hierin, net soos in daai brief net voor die tranebrief, dan wys hy God se hart vir jou. Dis hoe God oor jou voel. Wanneer jy besig is met sonde, dis hoe God oor jou voel, en oor daai Christen met wie jy konflik het, of dit 'n ander Christen in die gemeente is, of 'n huweliksmaat, of wie dit is. Dis hoe God oor daai persoon voel. Soos Paulus oor die Korintiërs, ek wil hê julle moet julle bekeer. Ek wil hê, my hart is met jou, ek is lief vir jou. Kan ek afsluit, sal jy my so 'n bietjie beseringstyd gee? Ek wil net afsluit met hierdie storie vir julle gou vertel. Hoe ek het baie kragtig beleef het gisteraand. Maandag, toe kom 'n Amerikaanse vriend van my, Seth Myers, en hulle kom na ons toe, hulle kuier. Ek besluit hoewel ek gaan Dinsdagoggend afvat, hulle is hier, en ek begin op Dinsdag werk, Maandag is af. Ek dink ek sal Dinsdagoggend afvat, dan gaan ek die middag, as hulle uitgaan, gaan ek werk, en dan die aand gaan ek werk, en dan vlieg hulle Amerika toe. En toe bly hulle tot 10:30 die oggend, is goed, en ek gaan toe die middag, ek werk, en die aand werk ek, als reg, Woensdagoggend is ek plat op my rug. 'n Eysterblok, wat ek nou in 'n lang tyd nie gehad het nie. Ek is pap soos op my ma se kar se battery. Papper is dit. Niks. En ek kan nie eens opstaan nie, maar die middag vat ek die kerk se laptop, sit op my bed, en ek berei preek voor. En Donderdag kom toe, en nou is daar 'n man van Nederland wat kom kuier. Hy was in ons gemeente, en hulle is hier so, hy sê, kan ek 'n draai kom maak? Sê, die tyd loop nou, Sondag is op pad. En toe, ander predikant sê, asseblief kan ek jou vanmiddag ontmoet, ek is in Kempton, ek wil jou graag ontmoet, en daai afspraak gaan toe 2,5 ure met hom, die ander ou se afspraak is 1 uur, en ek sien die tyd loop. En daai middag kom ek, en ek weer in 2 Korintiërs, en ek kom nie verder nie. En ek werk, maar dit is net of ek 'n muur tref, ek kan nie sien, wat is Paulus se punt? En Vrydag kom, ek dink ek het daarom die hele Vrydag, en Vrydag kom, en ek sien die hele dag, en ek bid, en ek gaan weer deur die teks, en ek gaan stap en ek bid, en ek kom nie verder met 2 Korintiërs nie, en ek dink in hierdie week, oom Theo is in die hospitaal, dan die Jackie is in die hospitaal, Saterdag is Bergel, Vrydag is Bergel hospitaal toe, Kamay is in die hospitaal, en ek dink ek kan nie daar uitkom nie, ek kan nie, hier is hierdie Korintiërs wat met kla, en ek kom net nêrens nie, en nou stres ek, en Saterdagoggend, eerste gedagte gisteroggend toe ek wakker word is, ek was siek, en julle het my nie besoek nie, Jesus se woorde. Ek dink ja, ek het tyd vir vriende wat van oorsee af kom, en ek het tyd vir ouens wat my wil sien, en ek het tyd om die ou by die restaurant te ontmoet, nie tyd om my te kom sien in die hospitaal nie. Ek bely dit aan die Here. Ek sê, Here, ek het gesondig teen U. Vra om vergifnis. En ek stap toe hospitaal toe, ons nou net in Arwyp, en ek het 'n tyd wat ek met die Here praat, maar dit voel nog steeds net. Ek gaan sien oom Theo, ek gaan sien vir Berge, ek maak 'n afspraak met oom Philip vir vandag nou. En ek stap terug en ek begin werk. Ek is weer hier met die teks, ek bid weer deur daai teks. Ek sien dit nie. Ek kan sien die stukkies van die puzzle is oral hier, maar ek sien nie hoe kom dit by mekaar nie. En ek bid, en ek berei voor, en ek bid uiteindelik die hele dag voorberei, en 6 uur gisteraand, tweek ek nog 'n paar goed, 7 uur gisteraand, sê ek, Here, ek sien nie. En ek dink, hierdie is Paulus se mees emosionele brief, sy hele hart is op die papier. En ek dink, daar's die tema, Paulus se hart op papier, of dink ek, nee, dis God se hart op papier. God wat wil wys, hier is hoe ek oor julle voel, Korintiërs, ek doen dit deur Paulus, julle wat so droog maak, julle wat so oor en oor die stupid ding doen, dis hoe ek oor julle voel. Diep droefheid, maar ook 'n hart wat vergewe, liefde, en ek dink, dis hoe die Here oor my voel.
Woensdag het my vriend Janie Vosloo vir my 'n WhatsApp gestuur, hy is met vakansie. Hy sê, ek bid vanoggend vir jou, dat jy sal sien, nie net wat Christus vir jou gedoen het nie, maar hoe hy in sy hart oor jou voel. Die Here het daai gebed beantwoord. En kan ek afsluit deur vir jou te sê vanmôre, dis vir jou ook. Vat jou sonde na die kruis toe, en jy sal Jesus daar sien, en sy hart vir jou. Kom ons bid. Here, ek bid dat U nou verder die werk sal doen in ons harte, en ons lei deur die Gees na die kruis, waar ons sondes bely en vergewe en herstel word, en U gehoorsaam. Amen.